Goeiemôre dan aan almal op hierdie Sabbat. Dit is 23 Mei 2026 en ons is besig met lesing 19 van die boek 4, Groot Johannes Evangelie. Gister het ons nou gelees oor Joshua wat ons verduidelik alles se siel, hoe verdorwe, hoe sleg ook al, is daar nog iets goeds in daai persoon. Niemand is sonder daai goeie vonkie nie. En hy het ook gister gepraat van dat jy sal verbaas wees wat jy in so 'n persoon ontdek as jy hom in 'n magnetiese slaap bring. Iets wat vir ons nog huidiglik vreemd is en iets wat nie sommer gedoen moet word sonder 'n behoorlike opgeleide wedergebore mens nie. Dis nie soos 'n hipnotiseer wat leer hoe om mense te hipnotiseer nie. Hierdie is baie dieper. 'n Magnetiese slaap is baie dieper as hipnose. Jy gaan in en ons vorentoe in die boeke sal ons 'n voorbeeld kry hoe Joshua vir Johannes, die skrywer, toegelaat het om 'n man in 'n magnetiese slaap te sit. En hierdie ou was baie sleg. Hierdie ou het sy eie ma verkragt. Hy was 'n slawehandelaar van meisies en hy het 5 van hulle tot die dood toe verkragt. En hierdie ou beland toe in die omgewing waar Joshua is. En die mense grou vir hierdie ou en nou Sirenius wat die regter is wil hom sommer tot die dood toe veroordeel. En toe sê Joshua, wag, ek sal hierdie man in 'n magnetiese slaap sit. En die verstommende geestelike waarhede wat uit daai man gekom het terwyl hy in daai toestand was, is net, jy kan dit nie glo nie. Veral toe hy hom verby die siel vat tot in die gees in. So elkeen van ons het met daai vonk is ons geskape. Maar of ons daai vonk wil laat lewend word, dit hang van jouself af. En uit die aard van die saak by hierdie man, het dit glad nie, was nie 'n prioriteit nie. Hy was totaal in die wêreld. Maar ook hy het agterna groot berou gehad en hy het heeltemal verander en 'n goeie mens geword. En dis wat Joshua nou vanoggend vir ons hier leer. Die opskrif is sielsiekes en hulle behandeling, hoofstuk 36. En voor ek dit lees, moet ek dan ook hier sê dat ons hier by Philadelphia Ark baie met sielsiekes te doen kry. Mense kom hier in en is hulle dan baie geplaag deur geeste. Want wat 'n siel siek maak is, meeste van die tyd, is dit bose geeste, of dalk kragtiger goed as bose geeste, wat ons dan die inwerking van gevalle engele noem, maar dit is altyd uit die negatiewe kant uit. Nou kom hy en hy sê vir ons, veroordeel daarom nie die mense nie, sodat jy uiteindelik nie 'n oordeel oor jouself uitroep nie. Hier is so 'n bietjie van 'n beter woord as wat in die skrif staan, oordeel nie mense nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Elke ene van ons moet die oordeel doen in die dag. Ek moet oordeel of dit wat ek nou doen reg of verkeerd is. Ek moet oordeel of jy wat vir my iets sê om te doen of dit reg of verkeerd is. Ek moet oordeel wanneer jy vir my 'n evangelie voorlê waaraan jy glo, moet ek oordeel of dit reg of verkeerd is. So elke mens moet elke oomblik van die dag besig wees om te oordeel. Maar die woord veroordeel word hier gebruik. Moenie 'n ou na die hel toe verdoem wat dalk 'n verkeerde leer het nie, of wat dalk iets baie verkeerds doen, wat ons hier op hierdie plaas sien. Mense wat verskriklike dinge doen, waar steel en lieg maar basies die minste van alles is. Baie onbehoorlike dinge doen. Dat ons moet oordeel daaroor en dit of reg of verkeerd moet sien en dan optree terwille van die groot geheel is so. Maar nog moet jy hom nie veroordeel nie. Want dit is nie ons werk nie, ons is nie regters nie.
Baie mense dink egter hier, hulle is regters, maar jy is nie. Want niemand het 'n regter aangestel in hierdie bedeling van Vader nie. Ons is almal broers en ons moet almal lief hê. Ten spyte van die dinge wat die ander persoon aanvang. Die wysheid sal jou liefde temper en vir jou sê hoe jy nou met so iets moet hanteer. Ons is so maklik om pedofiele, sê nou maar, want dit is een van die ergste sondes wat ek kan dink waarmee ons te doen kry. Mense veroordeel hulle tot in die hel. Maar jy moet optree wanneer so iemand onder jou gemeenskap gevind word. Maar weer eens moet jy die liefde in liefde optree, hom nie veroordeel nie, maar jy moet hom ook nie hier los nie. En jy kan hom ook nie tussen kinders los nie. So wat die wysheid dan die liefde sal sê is, maak so en so, stuur so 'n persoon na 'n ander plek toe, na 'n inrigting toe, of na 'n plek waar net mans aangehou word, of in die ergste geval dat hy net by die hek uitkom. Die wysheid sal jou leer, maar ons moet tussen reg en verkeerd oordeel. En dan moet ons binne die liefde 'n besluit maak. Dit is baie selde wat ons op hierdie plaas iemand aan die gereg oorgee. Ons probeer eerder die situasie self onder ons uitsorteer, want ons weet vandag dat daar nie eintlik 'n reg is nie. Die reg is verdraaid, die reg is korrup, en niks gebeur wanneer jy hulle in elk geval nader nie. So, dan moet 'n mens dat Yeshua se reg geld, en hierdie hoofstuk vanmôre gaan vir ons meer lig werp oor hoe ons met sielsiekes moet werk. Onthou, 'n mens wat dwelms gebruik, wat bose dinge doen, soos wat ons nou gesê het, wat kindertjies nie kan uitlos nie, mans wat rondloop soos snuivende hingste en geen getroude vrou uitlos nie, hulle is almal sielsiek. Dit is die eerste ding wat jy moet in jou denke inkry. Ander mense wat absolute onbeheerste kere gaan, en ons het sulke mense, hulle is sielsiek. Daar's iets daar binne wat hierdie goed aktiveer, en daarom moet 'n mens vanuit daai oogpunt, moet 'n mens dan genesing bring. En ons is nie altyd almal bemagtig met daardie kragte nie. Yeshua stel gewoonlik sulke mense self aan, en daarom kan ons dan ook sulke goed beveg. Vers 2, sou dit nie 'n onmenslike dwaasheid wees om 'n liggaamlike siek mens te veroordeel? Ag, die twee dames wat gekom het julle 'n lesing daar? Het julle een, okay. 'n liggaamlike siek mens te veroordeel en 'n gewetenlose straf oor hom uit te spreek, omdat hy siek en ellendig geword het nie. Maar die dwaasheid is nog baie groter en nog baie onmensliker, as julle 'n sielsiek mens veroordeel en verdoem, omdat sy siel om die genoemde rede swak en siek geword het. Nou, ons sit met 'n ouete huis met baie siek mense. Watter dwaas sal 'n mens wat nou kanker opgedoen het, veroordeel en verdoem omdat hy nou siek geword het? Niemand. Ons sal nooit daaraan dink nie. Ons sal daai mens altyd met die grootste respek en liefde behandel en deernis. Maar ons doen dit nie met sielsiek mense nie. Die ou maak so droog, hy raak gesyp, hy keer die hele wêreld om. En dan word 'n mens kwaad. En 'n mens word kwaad vir die persoon. In 'n mate is die persoon definitief verantwoordelik, maar hy is deur hierdie goed aangedryf deur 'n alkoholiese gees, wat dan ook gewoonlik saam met hulle het 'n perverse gees en 'n geweldsgees en partykeer ook sommer net 'n absolute vuil gees. Dis alles geeste wat hierdie persoon beset,
wat dormant lê, die oomblik as hy te veel drink of te veel dwelms gebruik of die goed kombineer, dan kom hierdie gees uit, of geeste. Nou verdoem ons hulle, maar ons dink nie daaraan, dat hierdie eintlik 'n erger siekte is, as die persoon wat met kanker daar lê. Dat daai persoon gaan sterf, is gewoonlik so as dit in vergevorderde stadium is. Maar hierdie ou, wat so besete is, as hy nie dadelik bevryding en verlossing kry nie, gaan hy vir ewig sterf, waar die ander persoon nog in die ligryke kan kom, in die hemel. So, bedink wat ons doen, wanneer ons sommer net oordele uitspreek. Ekskuus, hier is nou 'n vlieg wat ons lastig is. Volgens julle wette en bepalinge, noem julle sulke mense misdadigers. En julle onderwerp hulle aan onverbiddelike harde straf. Maar wat doen julle op die manier? Julle straf is siel, omdat sy eintlik buite haar eie skuld siek geword het. Vra jouself dan af, wat se indruk julle regspraak op Elohim moet maak. Vra jouself eers af, my mensvriendelike Sireneus, wat jy sonder my as Romeinse opperregter en as maghebber oor lewe en dood met die 5 vernaamste misdadigers sou gedoen het. Wel, jy sou jou laat vertel het, dat hulle gewetenloos en verdorwe gehandel het en vervolgens al 5 aan die kruisdood oorgegee het. Sou dit ooit by jou opgekom het, dat agter hierdie 5 sulke geeste kon woon? O nee, dit sou nooit by jou opgekom het nie. Nou dit is 'n verhaal wat verwys na 5 manne wat baie erg besete was. Ek het nou die hoofene, Mathael is die hoofene, en Sireneus sou hulle tot die dood veroordeel het. Hulle het 'n hele nag, is hulle onderste bo gehang op 'n strand, Joshua se opdrag. En wat gebeur het, die bose geeste het hulle verlaat, en Joshua het gekom, en deur sy woord alleen het hy hulle bevry van hierdie kwelgeeste. Maar dit is hoekom Joshua gekom het, om die wêreld te wys op die geestelike dinge en hoe dit werk, en vir ons die genade gebring het. En Sireneus sou seker nie verkeerd gewees het om hulle ter dood te veroordeel nie, want hulle het mense doodgemaak, en hulle het mense gewapend geroof. En die landswette sê so 'n persoon kom voor die regbank en hy word veroordeel, en is klaar. Maar by Joshua is altyd barmhartigheid. Genade is wat hy ons kom leer het. En net soos wat Sireneus nou deur Joshua afgesien het van sy doodstraf, moet ons ook, wanneer ons die doodstraf uitspreek. En nou gaan jy sê, maar ek is nie 'n regter nie, ek spreek nooit die doodstraf uit nie. Joshua sê, as jy jou broer haat, dit staan in die brief aan Jakobus, dan het jy jou broer vermoor. My eie woorde, maar dis die konteks van wat hy daar sê. So baie van ons mense haat ons medemens, en ons dink ons is geregverdig, want dit en dit is wat hy doen, hy is so sleg en so sleg, ons het die reg om hom te haat, want ons is so goed. Onthou, is weer eens, jy pleeg moord in die gees. Vers 5, jy sou hulle ten eerste beskuldig het oor hulle misdade, baie koelbloedig ter dood veroordeel het, en daarby sou jy nog die geruststellende mening toegedaan gewees het, dat jy Elohim en die mensdom 'n goeie diens bewys het. Maar wat 'n skade sou jy die mensdom aangedoen het, deur sulke geeste van die aarde af te verdelg, wat nou volkome genees, na siel en liggaam,
soos voorjaar sonne, die mense van die aarde beskyn, en talle 1000 mense harte tot die goeie en ware sal verwarm, en tot lewe sal wek. Van nou af aan sal jy natuurlik wel anders handel, maar voorheen sou jy onverbiddelik gewees het. En weet jy, so staan dit met alle wêreldse regspraak op die liewe aarde. Vir die liggaamlike siektes en gebreke is daar dokters te vind wat allerlei medisyne berei. Slegs vir die siektes van die arme siele is daar geen ander dokters en geneesmiddels as net 'n baie swaar boek vol wette, wat dikwels baie moeilik onderhou kan word. En agter die wette is die regsprekende swaard. Dink maar aan al die wette wat ons ook het, en dink aan die wet wat diefstal verbied, en diefstal met lang gevangenisstraf oplê, en dan met die ou in die tronk gaan sit. Maar niemand vra, het jy gesteel omdat jy honger was? Het jy gesteel omdat daar van jou gesteel is deur die ouens wat vandag die owerhede is, en die wette uitvaardig wat jy moet onderhou? Het hulle nie aanvanklik van jou gesteel nie? En wanneer jy terugsteel, as ek dit so kan sê, dan het jy eintlik net dit wat eintlik geregmatig aan jou of jou volk behoort het, dat jy dit teruggeneem het. Maar ongeag, dit word nie as versagting gebruik nie. Die wet is die wet en jy word gestraf. So, ons is ook onder die onverbiddelike Romeins-Hollandse reg. En Vader spreek daai reg aan, dat ons 'n reg moet hê, is so, want verstaan mooi, daar is mense wat in 'n land agter tralies hoort, wat nie kan leef tussen normale en opregtig mense wat goeie harte het nie. Dit is so, en daarom is so reg nodig. Maar ons moet alles in ons vermoë doen om te kyk of hy nie kan verbeter nie. So ons lees verder. Sou dit dan nie mooier, verstandiger en mensliker gewees het om meer dokters en medisynes vir siek geworde siele beskikbaar te stel as vir hulle liggame, wat in 'n kort tyd die voedsel vir die wurm sal word nie. Want die siel is ewig lewend, is toch baie belangrik as die liggaam wat gaan vrot. Dat 'n ver gevorderde sielsiekte moeiliker te genees is as menige liggaamlike siekte, weet ek wel die beste, want hy het ons geskape. Maar daar is nie een wat heeltemal ongeneeslik is nie, terwyl daar toch vir elke liggaam ten slotte 'n laaste siekte is, waarteen op die hele aarde geen krye opgewasse sal wees nie. En toch doen julle mense soveel verkeerde dinge. Vir die brose algeheel sterflike liggaam stig julle die een herstellingsoord na die ander. Vestig julle apteke en baddens. Bedink julle salwe en pleisters en heilsame dranke. Maar vir die onsterflike siel het julle nog nie een herstellingsoord gestig nie. En dit is so waar nog vandag ook. Hierdie het 2000 jaar gelede het hy die woorde uitgespreek. Die plekke wat hulle selfs as sielsieke oorde uitgee, is gewoonlik instellings waar daar nie een mens werk wat aan Yeshua glo nie en wat in sy liefde handel nie. Daar is baie sielkundiges wat grade en doktersgrade het en allerhande groot geeste in die sielkundige bedryf se tegnieke geleer het, maar toch kry hulle ook niks uitgewerk sonder
om die mense te bedwelm nie. Hierdie Weskoppies en ander soortgelyke plekke, ons het nou al hoeveel mense soontoe gestuur. Daar vind nie genesing plaas nie. Daar vind net bedwelming plaas. Met 'n baie, baie sterk dwelm wat hulle ingee, 'n pil of iets wat anders is, 'n vloeistof, wat jy elke dag 'n paar keer moet neem. Dan is hy soos 'n zombie. En dan is hy te beheer. Nou ja, omdat daar niks anders is nie, maak ons dan ook, moet ons daarvan gebruik maak. Want die persoon pla dan nie ander mense nie. Hy gooi nie die hele plek omver nie. En hy gooi ook nie sy eie speelgoed uit sy kot uit. Maar dis nie genesing nie, dis onderdrukking. So, daar is nêrens wat ek van weet plekke, waar jy mense kan heen stuur, wat inrigtings is, waar opgeleide, bevoegde en aangestelde persone deur Yeshua werk, om die mense te bevry nie. Die enigste plek wat ek ken, waar ons dit doen, nie voluit nie, maar ons het hier 'n fasiliteit, waar ons mense uitnooi, om hulle geestesprobleme vir ons oor te dra, en dan deur Vader se leiding word besluit, watter tipe bevryding en wanneer die bevryding gedoen moet word. Maar dit is nie 'n maklike taak nie, dit is nie in Engels te sê, dit is nie 'n quick fix nie. Jy moet saam met daai persoon 'n pad loop. Hierdie kerke wat sê hulle bevry mense, kom vorentoe, ons lê hande op en ons bid vir jou, dan sê jy ontslaaf van alles. Jammerlik genoeg is die ou dalk ontslaaf van 'n gees, maar hy het weer 'n hele lot gekry deur die handoplegging van enige mens wat hulle dan ook vorentoe laat kom om handoplegging te doen. Handoplegging is 'n baie gevaarlike ding as jy nie seker is wie is die persoon en wat is sy verhouding tot Yeshua wat vir jou hande oplê nie. Want in plaas van om jou te bevry van jou geeste, plaas hy van sy geeste wat hy onderworpe is aan, maar wat jy nie van weet nie, plaas hy dit op jou. En dit gebeur algemeen in kerke wat nie insig het in hoe hierdie goed werk nie. En dit is wat Yeshua vir ons nou hier leer, is dat so herstellingsoord is belangriker as al die ander plekke waar ons mense heen vat wat siek is, soos hospice, ander plekke waar ou mense heen gaan om te sterf, waar hulle gehelp en gelei word. Dis alles goed en wel. En dis mooi dat dit so is, veral as daai mense gehelp kan word deur mense wat gelowig is. Dan doen jy 'n groot guns aan daai persoon. Jy bring hom oor na die ander kant toe in 'n hoër vlak van lig. As hy hierdie kant al sy medemens kan vergewe byvoorbeeld, hy weer met sy kinders of met sy vyande kan versoen en 'n rustige dood sterf, wat hy baie anders aan die ander kant nou aankom, in baie meer lig, as wat hy sou kom met hierdie onsaglike haat wat hy nog in hom gedra het, vir mense wat hom te nagekom het in sy lewe. Daarom is daai goed is belangrik. Maar vir hierdie siele, wat so beswaar is deur die duiwels, is dit nog baie belangriker dat ons ook iewers in die toekoms van hierdie volk vir hulle ook plekke sal hê waar hulle met liefde reggeruk gaan word. Liefde en wysheid. In julle hart sê julle nou natuurlik wel, hoe sou dit sonder u, o meester, moontlik gewees het? Waar sou ons dit vandaan moes gekry het? En van wie sou ons dit kon geleer het? Dit is ongetwyfeld waar. Hierdie kennis vereis natuurlik wel 'n dieper ondersoek van die totale menslike natuur, as dat 'n mens maar net uit jarelange ervaring weet watter krye aftreksel die klagtes van 'n oorlyde maag die vinnigste stop sit. Maar die onsterflike mensesiel is dit ook werd
dat 'n mens om 'n bietjie meer daaroor moet bekommer, oor haar veelsidige geaardheid, dis die siel se veelsidige geaardheid, as die toestand van 'n maag, wat uit vraatsug oorlaai is. Daar was wel ten alle tye ook egte, met Elohim se gees vervulde, sieleartse in hierdie wêreld ingestuur, wat die regte weg vir die genesing van siele verkondig het. Baie het hulle daarheen gerig en is ook sonder uitsondering genees. Maar die sogenaamde grootes en magtiges van die aarde meen dat hulle sonder meer 'n gesonde siel het en kyk neer op die sieleartse wat deur my na die aarde gestuur is en het hulle uiteindelik vervolg. Hulle is verbied om hulle genesingswerk vir siek siele uit te voer. En so was die aardse maghebbers steeds die oorsaak daarvan dat die barmhartigheidsleer vir die genesing van siek siele nooit sodanig wortel kon skiet by die mens dat dit kon uitgroei tot 'n kragtige boom van genesing nie. So van die begin af, net na Yeshua se op die hemelvaart, het hierdie ding ook nooit gegroei nie. Groei 'n bietjie, dan maak hulle hom dood. En ook as daar ergens 'n baie gesonde en kragtige saad gelê is, het die selfsugtige en heersigte mensekinders van hierdie aarde geweet om die boom so lank te snoei, die oorbodig lykende takke en lootjies van hom af te sny, en aan sy onontbeerlike bas te skaaf, totdat die hele boom uiteindelik moes verdor. Sodoende is daar dan ook vir die genesing van siek siele tot dusver geen ander genesing instituut opgerig en geskik gemaak, behalwe die strengste wette, gevangeneskappe, ondersoekgevangenisse, verskriklike strafkerkers, die skerp onbarmhartige swaard en allerlei kwel- en martelinstrumente om mee tereg te stel en dood te maak. Ondersoekgevangenisse in ons tyd is waar hulle mense heen stuur. Jy moet nou gaan vir sielkundige waarneming. Dis 'n ondersoekgevangenis. En daar word hulle ook deur absolute onkundige mense in die geestesleer van Yeshua ondersoek en word aanbevelings gegee wat dan ook in die hof na geluister word en die hof reageer dan op hulle aanbeveling. Maar nêrens is Yeshua betrokke vandag in ons instellings nie. Inteendeel, sou dit so wees, dan sal hulle dit aflag en verwerp. Dit is egter ook produkte van louter siek maar sterk siele. Hulle moet eers gehelp word as die genesing van die klein, swakke en mindere siele ook nog maar enige resultaat op hierdie aarde sal hê. Die sterkeres regeer. Hoofstuk 37 oor herstellingsoorde vir sielsiekes en oor sieleartse. 'n Arts is 'n dokter, so jy kan ook sê 'n sieledokter. En dis definitief nie 'n sielkundige nie, hoor, asseblief. Vandag se sielkunde het sy ontstaan absoluut in Lucifer se leringe. Ek weet, want ek het een vak gehad in my lewe, het ek ook sielkunde gehad. En dis verstommend wat jy daar raakloop. Nou sê Yeshua, juist daarom moes ek self na hierdie aarde toe kom, om vir alle siele, siek siele, 'n blywende en vir alle tye doeltreffende herstellingsoord op te rig, omdat die mense dit nooit sou kon gedoen het nie. Maar desondanks sal dit nog altyd moeitevol gaan met die blywende vestiging van so 'n herstellingsoord vir siek siele, omdat sekere mense hulle daardeur in hulle wêreldse skynregte benadeel sal voel,
Die eie en wêreldliefde, wat die asem van die hel in die bors van die mens is, sal hom altyd daarteen verset, en wil nie genees word van sy kwaadaardige siekte nie. En dit sal sy wêreldse middele, soos die moeilik nakombare harde wette, hulle veroordelings en strawwe nie laat los nie. En dis daai ding van, ek sal suip soos ek wil, my lewe. Ek sal rook wat en wat, soveel ek wil, was my longe. Wie wil nou met gesonde longe of gesonde lewer doodgaan? Julle het dit al allemaal baie gehoor. Dit is mense wat sielsiek is, wat die wêreldgees van hoogmoed in sy bors het. En Joshua sê, dit is die asem van die hel. En daai asem van die hel laat hom nie van sy struik afbring nie. Hy doen wat hy wil doen. En solank die mens dit wil doen, kan jy en ek bid tot ons blou is, hy sal nie verander nie. 'n Mens moet self wil verander en erken dat hy swak is. Ek kan nie hierdie ding los nie, ek is te swak. Dan kan Joshua se hulp gebruik word deur iemand wat hom lei, 'n sielearts, wat dan Joshua se krag vra en vir hierdie persoon dan of hande oplê of salf en voorbid. En dan kan die krag van Vader hierdie persoon inspoel en al daai ander negatiewe begeertes en luste kan dan verdwyn. Maar die persoon moet eers wil. As hy vir jou sê, nee, ek gaan nog eers hierdie kaskorts uitdrink, dan gaan ek ophou. Ek het dit al baie gehoor. Nee, ek gee hierdie kaart en klaar rook, en dan gaan ek ophou. So 'n persoon het nie erns nie. So hy sal nooit ophou nie. Jy mors jou tyd ongelukkig met hom. Ek weet nie vandag in my kennis wat ek het, wat anders dat jy kan doen met so 'n persoon nie. Jy kan hom wel blootstel aan die evangelie, en dat hy leer om 'n bietjie nederiger te word, maar gewoonlik is Vader ook by met sy medisyne, en hy sal sorg dat hierdie misbruik van longe omsit in 'n baie ernstige longsiekte, of 'n lewersiekte, of een of ander maagsiekte, as mense ander goed nie kan ophou nie. Ek praat nou van liggaamlik. En dan sal die persoon in elk geval gedwing wees om nie meer voort te gaan met sy probleem, want dit sal net te veel pyn wees, en hy sal by die dood omdraai. So dit is wat Vader ook noem, dat siektes is deel van sy genesingsplan vir die siel. Dis nie baie lekker vir die liggaam nie, maar die siel word nou 'n bietjie nederiger en 'n bietjie meer inskikkelik om te luister na die woord, want onthou, die siel weet altyd wanneer die dood naby kom. Veral 'n wêreldse siel. Dan word hulle verskriklik bevange en bevrees. Want die dood staan nou vir hulle en kyk, hulle lewer is op die punt om te bars. Wel, dan gaan jy dood. Waar gaan ek beland? Wat is my toekoms na die dood? Is daar iets? En dan kan hulle ook meer inskikkelik raak vir Joshua se leer. Maar dit moes tot op daai punt kom, omdat die pesasem van die hel in die mens teenwoordig was. Ons gaan verder. Maar tog sal daar na my orals nog steeds baie wees, by wie hierdie herstellingsoord, wat nou deur my vir siele opgerig word, en dit is hierdie woord van hom, sal bly bestaan vir die baie wat daarvan gebruik sal wil maak. Wel sal sulke egte herstellingsoorde dikwels veel te verduur hê, terwille van my ware en lewende naam, van die weliswaar wêreldse magtiges, maar innerlik doodsieke siele, sal ek self weet hoe om hulle te beskerm, want Vader se gees, Joshua gees is oral.
Maar mag ewenwel as die wêreldse mense siele, wat as gevolg van eie skuld swaar siek geword het, uit pure waansin die een of ander herstellingsoord vir siele te gronde probeer rig, dan sal ek goed weet om hulle met deur 'n toetreffende, buitengewone oordeel by te kom. En ek weet wat om voor te skryf vir die genesing van hulle siele, in die herstellingsoorde in die hiernamaals. Ja, daar is herstellingsoorde in die hiernamaals ook. Daar sal het tot by hulle genesing, wat slegs baie langsaam tot stand sal kom, baie gehuil en tande geknars gehoor word. Die Bybel praat van ween en knars van tande. Dit is die herstellingsoorde, wat nog nie die hel is nie. Let wel, die diepste hel is die vuur wat nooit ophou brand en die wurm wat nooit ophou vreet nie. Maar in hierdie herstellingsoorde gaan hulle nou deur prosesse om van hulle verslawing los te kom. Moenie dink as jy nie meer 'n liggaam het, dan gaan jy nie meer na drank streef of na drank verlang as jy aan die ander kant aankom nie. Want dit is eintlik jou siel wat die grootste lus het vir drank of sigarette of dwelms of dan enige ander geestelike verslawing soos haat, nyd, afguns, hoogmoed, al daai goed. Dit is alles in die siel teenwoordig en wanneer die siel oorgaan, vat sy al daai eienskappe en emosies saam. En nou moet Vader van baie pynlike herstellingsoorde gebruik maak. Ek het al voorheen vir julle gesê hoe hierdie goed werk. Hoe mense die keuse kry om hulle verslawing uit te voer, het sy dit 'n rook, 'n drink of 'n seksverslawing is, en dan word hulle deur engele in warm teerbaddings gegooi, wat die siel ontsaglike pyn aandoen. En dan word hulle weer daar uitgehaal, en dan word die versoeking weer voor hulle gebring, en solank as wat hulle die versoeking kies, soveel keer gaan hulle dan ook in die pynbad in, tot hulle eendag vir hulle self sê, die siel, hierdie ding is nie meer die moeite werd nie. Ek wil dit nie meer hê nie, want die pyn is nou te kwaai. En dan kan jy van daai herstellingsoord na 'n beter oord toe gaan. Hoor nou, jy's nog nie in die lig in die koning in die ligryke van die hemel nie. Jy gaan nou net na 'n beter herstellingsoord, waar ander goed vir jou gegee word. Want ons moet altyd onthou, wanneer ons verslaaf aan sekere eienskappe is op aarde, is daar van ons sintuie wat glad nie meer funksioneer nie. Vir 'n mens wat, en dit het Joshua vir ons in die nuwe openbaring gegee, wat 'n rookverslaafde is, sy sintuig van onderskeidingsvermoë is 0. Dis hoekom hy vir jou sê, man, is my longe, wie wil met gesonde longe doodgaan? Ek rook. Hy kan nie meer onderskei nie. Hy kan nie meer onderskei dat hy homself verskriklik seer maak en sy liggaam 'n groot onreg aandoen nie. Nog minder kan hy onderskei dat hy nou in die hel van hoogmoed en eie liefde is nie. Hy kan nie. Nou moet hy aan die ander kant, en Joshua sê in die boek Genesing deur Sonlig, dat hy so 'n persoon dan in die duisternis sit, en al eienskap wat hy nou kry om te werk, is die een wat hy vernietig het op aarde. En dan stuur die Vader demone op hom af, wat hy moet afweer, sodat hy kan sterk word in daai spesifieke demoniese, of in daai spesifieke tekort, sê nou maar in die reuk en die proesin. En ek verstaan dit, want baie mense wat gerook het vir lang tye sê vir my, as hulle ophou, wie hy, ek kan nie glo die lug ruik so skoon nie, ek kan nie glo kos proe so lekker nie, want terwyl hulle dit gedoen het, het hulle dit nooit ervaar nie. En nou moet daai reuksin moet nou geoefen word aan die ander kant. Nou ek weet nie hoeveel van hierdie sintuie, ons het 15 sintuie.
Nou as jy jou liggaam afgelê het, is dit nou 10 wat oorbly. Vir hoe lank jy dan tussen hierdie sintuig herstellingsoorde moet beweeg nie. Maar dit is 'n gehuil en 'n geknars van tande. En soos die ou kleerlingpredikant gesê het, toe die ou Haasbeck hiervoor vir hom so 'n glimlag, toe sê ja, en vir julle wat nie tande het nie, sal daar tande ge-issue word. So, kom ons vermy dit. Kom ons kom in die herstellingsoorde wat hy hier vir ons oprig. En sy herstellingsoord is eintlik net sy woord. Dit is die hoor en die doen van sy woord. Dit bring genesing mee. Want wanneer jy vol liefde vir jou medemens is, dan wil die demone nie meer in daai siel, in daai hart kom nie. Hulle bly weg. Want dit is vir hulle vreemd. Eintlik maak dit hulle seer om te sien hoe liefdevol jy is. En dan los hulle jou self uit. Hy vlug self weg wanneer jy in die liefde is. Vers 6, nee. Ja. Reeds op hierdie wêreld smaak 'n kragtig werkende medisyne vir die liggaam meestal baie bitter. En dit is mos so. Nog bitterder sal die medisyne smaak vir die genesing van die siel in die hiernamaals, omdat dit baie sterk moet wees, ten einde nog 'n swaar sieke siel te genees, omdat geen genesing meer hier moontlik was nie. Ja, hulle sal wel genees word, maar dit sal lank duur en uiters bitter daaraan toegaan. Daarom geseënd is diegene wat sy siel in hierdie aardse herstellingsoorde gesond sal maak. Sorg dus, as gevolg van al die genoemde redes, dat julle magtige regters in alle toekomende tye ware sieleartse sal wees. Gebruik daarom jou regspraak by elke siek siel om te genees en nie om te vernietig nie. Waarlik, na mate julle 'n siel wat tog al baie siek is, sieker gemaak het deur so 'n uitsluitende sielsieke oordeel, net so sal julle siele self ellendiger en sieker word. Omdat jy veroordeel, kom jy in die oordeel. In die hiernamaals sal julle genesing dan ook baie bitterder wees as die van die siel wat deur julle bose oordeel nog ellendiger geword het. Want so 'n siel is en bly, ondanks julle bose en onsinnige oordeel, tog maar enkelvoudig siek, en sal ook in die hiernamaals deur 'n enkelvoudige genesing genees kan word. 'n Dwaase regtersiel egter sal na elke ontaarde en slegte oordeel steeds die sielsiekte dubbel so erg moet deurmaak, waaroor hy self daardie bose oordeel gevel het. Daardeur verdubbel hy onvermydelik ook sy eie oorspronklike sielsiekte, dat dit dan in die hiernamaals met die genesing van so ellendige, siek geworde siel van 'n regter ook 'n bittere en baie langdurige saak moet word, is by enige nadenke maklik te verstaan. En dit is waarom ons baie bly moet wees dat ons nie regters is nie, en dat ons onsself nie in die regterstoel sal sit om ons broer te veroordeel nie. Hierdie regters en magistrate gaan 'n baie groter oordeel moet deurgaan, omdat hulle veroordeel het tydens hulle lewe. Hulle kan nou maar sê, hulle het hulle job gedoen, maar daar kan altyd in jou job plek wees vir genade. En ek kan 'n voorbeeld noem, want hy het dit nie hier vir ons gelys nie, maar op 'n ander plek sê hy, as jy dan so 'n gruwelike moordenaar voor jou het, wat uit die aard van die saak baie duidelik kan jy sien hy's besete, in steede van hom onmiddellik tot die dood toe te veroordeel, sit hom op 'n plek waar hy in gevangenskap is en nie naby die gemeenskap kan kom nie, vir 10 jaar. Laat hom hard werk
en dan na 10 jaar beoordeel hom weer, dat hy weer voor jou kom. En as daar 'n verbetering is, dan kan so 'n persoon 'n ligter straf kry of moontlik uitkom uit sy gevangenisstraf. As hy nie verbeter het nie, as jy duidelik kan sien en hoor dat dit is nog steeds daai selfe moordenaar wat ek 10 jaar terug voor my gehad het, hy het nie verbeter nie, hy het eintlik vererger, dan sê Joshua, dan doen jy wat jou wet vir jou sê, stel hom dan tereg. Maar ons moet een ding weet, baie mense dink hulle kan hulle probleme wegkry deur die ander ou dood te maak. Wanneer 'n persoon gesterf het, is jy nie vry van hom as jy hom doodgeslaan het nie. Ek praat nou nie in verdediging nie, of in 'n oorlog waarin jy geen keuse gehad het om aan deel te neem nie, maar 'n persoon wat onregmatig iemand ter dood veroordeel of doodmaak, daai doodgemaakte aan die ander kant, kom hy na jou toe, en hy gee jou verskriklike probleme, en dit sal met jou lewe net afdraande gaan, alle slegte dinge kom jou oor, jy word bankrot, jy kry siektes in jou huis, van jou familielede sterf onverklaarbaar. Dit alles is die werking van 'n persoon wat deur jou doodgemaak is of veroordeel is, en aan die ander kant vrye reg het om jou aan te vat. Weereens sê ek, dis nie die geval wanneer dit 'n behoorlike selfverdediging was of 'n oorlog. So ons moenie dink dat as ons die ou doodgemaak het, ons is verlos van ons probleem nie. Nee, die sienlike probleem word nou 'n onsienlike probleem. So neem kennis. As jy as onbekwame arts na 'n baie gevaarlike sieke ontbied word, terwyl jy self siek is, en jy gaan daarheen vanweë die gewin, geld, en jy gee hom, omdat jou kennis nie toereikend is nie, 'n geneesmiddel wat hom nie help nie, maar in 'n sekere sin nog sieker maak, wat wen jy dan daarmee? As jy hom nie gehelp het nie, kry jy ook geen loon nie, soos wat dit by julle gebruiklik is. Bovendien is jy dan ook nog besmet met die gevaarlike sieke. Ten eerste het jy dus geen loon gekry nie, en ten tweede moet jy self nou in plaas van 2 siektes deurstaan. Nou vandag by ons anders as daai tyd, al maak jy die ou glad nie gesond nie, hulle soek hulle geld. As jou naasbestaande in een van hierdie ryk of hierdie duur hospitale sterf, dan moet jy die rekening betaal. Die kinders moet dit dan betaal. Maar in daai tyd, lyk my, was dit anders. As jy dit nie kon doen nie, dan kry jy nie geld nie. So sê jy, dit is beter om weg te bly as jy niks weet nie. As daar in jou plek dan 'n bekwame arts sal kom, sal hy jou vorige sieke tog nog met 'n eenvoudige deugdelike middel kan genees, terwyl hy by jou, omdat jy nou aan 2 siektes ly, beslis 'n dubbele geneesmiddel sal moet gebruik om jou indien moontlik te help. En daardie dubbele geneesmiddel sal jou siek liggaam ook sekerlik ten minste 'n dubbel so groot omwenteling teweegbring as die enkele sieke wat voorheen deur jou behandel is, wat slegs aan 1 siekte gelei het. En hier is Vader Joshua vir ons besig om ons te wys aan die hand van 'n voorbeeld van 'n fisiese siek mens. Wat gebeur met jou wanneer jy onbekwaam geestelike siekes behandel? En dit het ons al soveel kere gesien, dat mense wat die behandeling doen en dink hulle kan dit doen, en nie Joshua se gees daarvoor gebruik nie, hulle word net so siek of sieker as die een wat hulle nou die hande wil oplê. Want wanneer so 'n persoon vol demone is,
en jy werk met so 'n persoon, moet jy jouself altyd afseël in Yeshua se naam, sodat daai goed nie op jou kom nie. Want anders gaan jy uit die kamer uit, jy het vir hom gebid, het hom dalk gesalf, gaan jy sieker uit as wat hy was. En dit is die gevaar van om onbekwaam met sielsiekes te werk in herstellingsoorde. So dis nie sommer net iets wat jy wêrelds kan oprig en wêrelds kan bestuur nie. Dit is iets wat absoluut deur die Vader se leiding aan jou toevertrou gaan word. En jy moet dan elke dag sorg dat jy binne sy beskerming is, sodat jy dan hierdie spesifieke sielsiekes kan help. En ons sien dit, hier op die plaas is al baie bevrydings gedoen, baie genesings is gedoen, baie plekke is skoongemaak. Nou mense moet sê, julle is belaglik. Sê jy dit vir die klein kindjie van 4 of 5 jaar, wat elke nag 'n ding het wat bo op hom spring en hom versmoor en hy skreeu so blou moord. En nou sê hy vir jou oom, tannie, daai ding is weg. Ek kan nou weer in daai kamer ingaan. Niemand kan nie goed sien nie. Maar sê jy nou vir my of daai kind lieg? En so vind ons dit in baie gevalle dat die vrykom van hierdie dinge bring 'n onsaglike groot vreugde vir daai mense, wat net hulle eintlik kan verstaan. Want hulle weet onder watter vloek en wat is die woord verspel? Is dit ook maar vloek? Vervloeking, 'n mens moes leef. 'n binding. Ons weet van mense dat onder hulle, voor by hulle deur, is allerhande toorgoed geplant. En al wat dit is vervloekte items wat deur demone geseën is. Nou wanneer 'n demone ding seën, is dit vir 'n gelowige van Vader, is dit 'n vervloeking. En dan wanneer jy hierdie goed verwyder, of wanneer jy hulle werking aanspreek, as jy nie weet waar dit is nie, kan jy net die werking tot niet maak, in die naam van Yeshua, dan het daai mense ook 'n geweldige bevrydende ervaring, en is dit vir hulle dan ook aangenaam om verder daar te bly. So dit is die dinge wat sulke herstellingsoorde moet bewerk. Ek het altyd gesê, dat as ek nou, daai tyd was dit nog eerste ministers, as ek 'n eerste minister van hierdie land dis nou as dit 'n blanke regering was, sou een van my hoofdepartemente wat ek sou opstel, moet wees, die departement van toorkunste, voorvadergeeste, sangomas, maleiers, vloekspreuke, wat noem hulle daai goed? Slams. Al daai godsdienste moet iemand 'n beheer liggaam hê, wat deur Yeshua gelei word, hoe om daai goed te staan. En dan sê ek vir jou, sal daar geen opstande wees nie. Die boosheid sal baie afneem, want 'n roofmoordenaar wat gaan om 'n plaasboer se plaas te beroof en die eienaars te moord, gaan eers na die toordokter toe. En daar word hy dan nou die hande opgelê, hulle slag 'n bok, hulle besprinkel sy AK met bloed, sy kar met bloed, hom met bloed, en hulle spreek allerhande towerspreuke oor hom uit. En hy stap daar weg en hy's glo, hy's onsterflik en onsigbaar. Ek het al van hulle in die tronk gekry wanneer ek tronkbesoeke gedoen het. Hy loop daar rond. Hy sê ek is onsigbaar, hulle het hom gevang, maar hy glo dit nog steeds. En dit is die vlak waar ons in die land vanaf 'n geestelike punt hierdie goed kon beheer het. Want as jy daai toordokters dan onder jou mag het, en dit kry ons deur gebed en 'n lewe volgens die wil van Yeshua, dan het hulle geen mag meer. Dan is hulle magteloos. Want Yeshua se krag het hulle al reeds op Golgotha vernietig. En ek sê nou vir julle, daar sal ook geen getoi wees nie.
Want toi is niks anders as 'n horde bose geeste wat uit hulle plekke uitkom van rus. Daai klomp mense invaar, en dan kan jy die ou dik swart vrou sien dans van 8 uur vanoggend tot 5 uur vanaand. Maar as sy gewoonweg net loop, kan sy nie 5 tree loop nie, dan sy moeg. Maar hulle dans tot vannag toe, want die demone is in hulle. En dan moet ons daai demone onder ons beheer gekry het. Dit sou die belangrikste departement in hierdie land gewees het, wat die grootste effek op kriminaliteit sou gehad het. Maar nou ja, hoe verkondig jy so iets aan mense wat in die politiek is? Meeste van hulle glo nie eers nie. En die res van die lot is maar almal vorm Christene. Hulle gaan almal kerk toe. En hulle doen al die dinge wat gedoen moet word, maar hulle harte is ver van Vader. Ons het baie magte deur Joshua gekry, toe hy gesê het, ek gee julle die mag oor die bose geeste. Dit het hy eintlik gedink ons sal dit gebruik, sodat ons vry in 'n land kon bly waar geen van hierdie dinge teenwoordig sou gewees het nie. Eerstens sou ons binne sy wette moes bly, en tweedens sou ons die magte van die onsienlike sweer sou ons beveg het in sy krag. Baie dankie, hierdie was vir my ook 'n groot openbaring. Ons lees dan gaan aan maandag verder voort.